Ek wil vanoggend aangaan met ons deel 2 rondom die reeks. En ons gaan seker ook nog so moontlik 2 weke spandeer, 2 Sondag. Vir die wat nie laasweek hier was nie, gaan kyk gerus maar op die video op YouTube. Daar is redelik informasie wat deurgegee word op hierdie stadium. Hier is baie meer as net 'n boodskap. En ek wil regtig hê jy maak notas as jy kan, skryf die verse neer. Ek gaan vanoggend 'n paar verse aanhaal. Redelik meer, so maak maar notas, jy kan gerus die gedeeltes gaan lees. Maar om tyd te bespaar, want ek meen ons begin hier so met 4 gedeeltes waar ons mee begin, en daar is nog 'n paar verse, so ek wil nou nie te veel tyd in beslag neem nie, maar ek gaan dit net vinnig deur gaan, so lees maar gerus saam op die bord, maak notas as jy kan. Nou ons hoofteks rondom hierdie reeks is Spreuke 9 vers 10. Wat sê die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. Bykomende skrifte vir vandag is dan Psalm 25:14, Prediker 12:13, en ek gaan weer Hebreërs 12 vers 28 en 29 ook aanhaal. Ek sal vir my tyd weer gee. Psalm 25 vers 14 sê, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Dan Prediker 12:13, die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie. Amen. Want dit geld vir alle mense. Ek wil nie mooi hoor, baie mense, en ek gaan vanoggend ek probeer om jou deur die woord te vat en jou 'n paar dinge uit te wys rondom die vrees van die Here uit die woord uit. En baie mense is baie geneig om te sê Ou Testament is nie relevant nie. Maar ek wil vir jou sê dat die hele woord, die skrif sê dit, die hele woord is deurgegee vir lering en teregwysing. So die hele woord is daar vir my en vir jou, en dit is nog geldig. En hoor my mooi, God het nie gekom om die wet weg te vat nie. Hy het gekom om die wet te vervul. Hebreërs 12:28 en 29. Laat ons dankbaar wees en God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Op dit wil ek net weer sê, dat ek praat nie van vrees in die sin van, jy moet nou bang wees vir God nie. Ek praat van vrees uit eerbied uit. To edify God in everything that we do. Dis die regte woord, né? Edify. Nou, in deel 1 het ons gesien, dat God nie verander het nie. Hy is nog dieselfde heilige God, wat op die berg van Sinaï was. Hy is nog steeds dieselfde God, wat Jesaja laat uitroep het, wee my, want ek is verlore. Ons het gesien dat die probleem nie is dat God minder heilig geword het nie, maar die probleem is dat mense hom minder heilig begin ag het en behandel het. En vandag wil ek hierdie vraag nog 'n bietjie verder vat, en ek wil vir jou sê, wat gebeur wanneer die vrees van die Here uit 'n mens se lewe uitverdwyn? Ek kan dit nie genoeg beklemtoon as ek sê die vrees van die Here nie, want jy moet verstaan dat jou hele geestelike bestaan word gebou op die fundament van die vrees vir die Here.
Die oomblik as jy kom ons kyk gou net na 'n gebou. Jy begin nie 'n huis bou by die dak nie. Jy grou die fondasie uit. Jy gooi 'n fondasie volgens spesifikasie. Want as die fondasie nie volgens spesifikasie gebou is nie, gaan dit eerstens nie die huis kan dra nie. As die fondasie skeef gegooi is, gaan wat ook al jy daarop bou, skeef wees. En na ruk gaan dit kraak en breek. En die ding is, in ons geestelike lewe, is dit net so. As jy nie die fondasie het van die vrees van die Here in jou lewe nie, gaan alles wat jy daarop bou, nie reg werk nie. Jy sien, want as die vrees van die Here in my fondasie as mens ontbreek, gaan my gebede nie krag hê nie. My aanbidding gaan nie vol eerbied wees, soos dit veronderstel is om te wees nie. Want as ek nie vir God die ontzag het wat hom toekom nie, gaan ek hom nie die eer kan gee wat hy verdien nie. Jou gehoorsaamheid, it becomes optional. En nou, hoor my nou, ek is nou nie hier om vir mense nou weer met die rok aan in te lê nie. Maar as jy kyk na die mense, en nie hierdie kerk, die ander kerk, dan wonder ek, hoe lyk die vrees van die Here dan nou, want as jy kyk na gehoorsaamheid op sigself, is dit 'n groot ding. En jy sien, hier is die ding, wanneer gehoorsaamheid opsioneel raak, begin sonde normaal raak. Wat jy sien, die vrees wat ek van praat, is nie om bang te wees nie. Die vrees wat ek van praat is, Here, ek is so bang om U teleur te stel. Ek is so bang om iets te sê, wat U gaan seermaak. Want kyk bietjie in 'n persoonlike verhouding met man, vrou, kind, ma, pa, maak nie saak nie. Daai liefde, jy hanteer daai persoon met respek. Hoekom? Nou hoe te meer ons Vader wat in die hemel is. Ek wil jou vandag in die woord 'n paar dinge wys, wanneer dit kom by die vrees van die Here en wanneer dit verdwyn. En dan sal ons hopelik as die Here wil volgende week kyk wat gebeur wanneer die vrees van die Here terugkeer. Nou punt 1 is baie interessant. Die vrees van die Here is die begin van alles. Psalm 111 vers 10. Kyk gou mooi daar. Die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Spreuke 19. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. Spreuke 1:7. Die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Kan jy sien wat ek vir jou sê, dat die vrees van die Here is die hele fundament van jou en my lewe as kind van God? Job 28 sê, kyk die vrees van die Here, dit is wysheid, en om hom van die kwaad af te wyk, is verstand. So kan ek nou my waag om myself nou vir jou te sê, dat as jy dan nou nie van die kwaad af wil afwyk nie, wat is jy? Onverstandig. God sê nie dat die wysheid begin by kennis nie, hy sê die begin van die vrees, dit begin by die vrees van die Here. Met ander woorde, as my fundament gebou is sonder die vrees van God, gaan my geestelike lewe nie kan funksioneer soos dit veronderstel is om te wees nie.
En ek gaan nou vir jou 'n ding sê, en dit gaan mense wel 'n bietjie omkrap, maar hoor my mooi, dat jou fundament, die vrees van God, die woord sê, wees heilig, want ek is heilig. As jy nie die vrees van die Here het nie, kan jy nie heilig wees nie. Nou kan ek sommer nou al die klip in die bos gooi en vra, wat sê die woord van die Here rondom heiligmaking en om heilig te wees? As jy nie heiligmaking het nie, wat dan? Baie mense vra, maar hoekom sukkel ek geestelik? Hoekom voel die Here so ver van my af? Hoekom voel ek so verwyderd? Hoekom is daar geen krag in my lewe nie? Miskien is dit omdat die vrees van die Here nie is wat dit moet wees in jou lewe. En weer eens sê ek vir julle, gaan wel volgens 'n paar keer sê, ek praat nie van bang wees nie. Daar's 'n groot verskil. Die vrees van die Here, dit beteken, ek eer hom so baie, dat ek is bang om hom te bedroef. Ek respekteer sy woord, ek gehoorsaam sy stem, ek lewe in sy, of bewus van sy heilige teenswoordigheid in my lewe. Want dit is die ding, want ons gaan baie maal maar net aan, en weet jy wat, ek sê dit eerlik, waar ek het baie hard myself weer heel week met Here my besig is met die, wat ek moes om verskoning vra. Ons is mens, ons almal weet jou dag, jou werk is daar. Maar moet nooit God heeltemal verwyder van jou daaglikse lewe. Amen. By die huis, by die kerk, by die skool, by die werk, waar ook al mag wees, wil ek vir jou sê, moet nooit daai gedagte verwyder. As ons gaan kyk na Moses by die brandende bos, God het nie gesê, Moses, wees bang vir my nie. Hy het gesê, trek die skoene van jou voete af, want die grond waarop jy staan is heilig. Hoekom? Want die teenwoordigheid van God het die grond waarop hy staan heilig gemaak, want wanneer God in 'n plek in beweeg, is daar heiligheid daar. Amen. Die sand was nie heilig nie, but the presence of God made it. Amen. Dit is vrees van die Here. Wanneer ons besef met wie ons te doen het, dan verander jou houding waarin jy dit betree. Want dan gaan jy nie maar net gebuig en vinnig 'n gebedjie opsê nie, want jy gaan weet dat met die wat jy besig is, hom wat jy mee besig is heilig. Ons buig nie omdat ons verskrik is nie, maar ek buig vanoggend my knie voor 'n God omrede en hy heilig is. Amen. Die tweede punt wat ek wil aanraak is, waar die vrees van die Here verdwyn, word sonde normaal. Dit word 'n algemene ding. Because you don't consider God. Because if you consider Him in everything that you do, you would, dis net heeltemal anders optree. In Romeine 1 en 3, 1 tot 3, en jy kan dit maar gerus gaan lees vir reference. In Romeine 1 tot 3 verwys Paulus daarin dat elke mens sonder Christus skuldig staan voor God. Ja. Hy beskryf eers hoe die heidene God verwerp het. Dan wys hy dat selfs die wat onder die wet was, die gehoorsaam het nie. Dan kom hy in Romeine 3:18 en hy sê, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Dit was die wortelprobleem. That was the big issue in that time. Kan ek gou vir jou ietsie sê? In hierdie tyd waarin ons leef, is dit presies dieselfde probleem. Die wortel lê daar en hy is die probleem. En dit is die feit dat ons nie die vrees van die Here in ons lewe het. Amen. Sonder eerbied vir God se heiligheid word sonde
'n normale ding. Dit plaai jou nie meer nie. Weet jy wat, en baie mense, en hoor my, ek weet nie hoe het is te verduidelik dat dit nie. Even 'n wit lentjie is 'n leuen. Amen. Ja. Maak nie saak hoe groot die leuen is nie. Dit bly 'n leuen. En die probleem is, wat sê die woord van leenaars? En ons is so maklik, but it didn't harm anybody. At the end of the day, it remained a lie. Of hy nou so groot is, en of hy nou so klein is, dit bly 'n leuen. Ek het op 'n stadium een van my bestuurders so kwaad vir my gehad, want ons sit in die kantoor en ons het 'n meeting met iemand, een van my staf, en sy sê, maar sy verdraai die ding, en sy lieg. Ek sê, hoe wil jy die ou reprimaat met jy wil lieg aan? It was a white lie, it's nothing. Ek sê nie, it's not nothing, it's not true. Dis vals, jy's vals. Jy kan dit nie doen nie. God het ons nie geroep om vals te wees nie. Hy het ons geroep om te staan vir die waarheid. Al is dit hoe moeilik. Want dit is nie maklik nie. Jesaja 5 vers 20. Wie hulle wat die kwaad goed noem en die goeie kwaad, wat die duisternis lig noem en die lig duisternis. En kyk waar staan ons vandag. Sonde is nie niet nie. Glad nie. Sonde was nog altyd daar. Maar jy sien, daar was 'n tyd wat mense ten minste, as daar iets gebeur het of iets wat nou nie moes so wees nie, het hulle skaam gekry daaroor. En ek wil nou nie goed opbring nie, maar kom ons noem net een of twee voorbeelde. Gaan kyk met jou op televisie. Dat buite-egtelike verhoudings, as jy, kom ons praat 15 jaar terug, 20 jaar terug, dis ons nie so lang terug. As iemand uitgekom het wat 'n buite-egtelike verhouding gehad het, is dit 'n skande. Dit was iets verskrikliks. Vandag, dit word die orde van die dag. Op televisie maak hulle van het. En it's like, well, that's the way it's supposed to be. It's not, it's a lie. En ons sit daar en kyk, vasgeraak. En ons kan nie op hoe kyk nie. Kan ek jou ietsie sê? Mense verlustig hulle self. Daar. Yes. Daar was 'n tyd wat vloek en godslastering en bespotting van God 'n verskriklike ding was. And lately people do that and make a joke out of it like it's nothing. Mense entertain dit. Sonde word gevier, dit word bevorder, dit word aangemoedig. Wat noem jy nou goed, die ABC mense? LBT, wat ook al hulle is. Daar is hy. Ek glo nie, ek moet gaan skool om hy uit te spreek. Maar jare terug, as hy kind in die klas uitklim en hy sê, as hy sê, hy is nie reg nie, dan was hy pa om doodslaan om reg te kry. Vandag word het nou gesê, nee, maar ons moet nou bereid hou vir hulle. Daar is ook pastore, wat agter kansel staan, en sê, dis reg my seun, dis reg my dogter, daar is geen probleem daarmee nie. En jy sien, ongelukkig het hierdie denkwyse wat ons in die wêreld veronderstel is om te sien, in die kerk ingesluip. Dit gebeur vandag in die kerk, in plek daarvan dat mense vra, is dit heilig? Vra hulle, sal dit nie dalk gewild wees in die kerk nie? Sal dit nie die manier wees hoe mense te trek nie? Ek wil volgende vir ietsie sê, wanneer die vrees van die Here in hierdie plek terugkom, sal die mense van buite van hierdie plek teruggaan. Amen.
vra nie meer verheerlik dit God nie. Hulle vra, sal die mense daarvan hou? Kan ons nie maar 'n ou smookmasjienkie hier sit nie? Sal dit nie die mense bietjie laat, ek weet nie, dalk sal hulle dink my oë is bietjie opgewasem of iets. Kan ons nie maar 'n ou stroubladjie insit nie? Hoor my mooi, as jy die vrees van God terugkry in jou lewe, sal dinge anders wees. Amen. En ek praat van myself ook. En jy sien, hier is die ding. Dit wys vir jou net weer, dat as jy kyk na die kerk van die Here, kan jy sien, daar is nie vrees vir God nie. Want as daar was, sou dit maar anders gewees het. Want jy sien, op hierdie dag en tyd, is die mens se opinie baie meer belangriker vir die pastoor, as wat God se heiligheid is. En God se teenwoordigheid is. En dit is die probleem, kind van God. Want weet jy wat, ek wil nou nie onsensitief wees nie, maar wanneer dit kom by hierdie woord, dan jou opinie glad nie. As God het vir my gegee, is dit wat hy vir my gegee het, en dit is wat ek sal bring. Of jy dit like of jy dit nie like nie, go sort it out with God, because I'm just saying what God asked me to say. Amen. Jy sien, jy moet verstaan, en ek weet, julle weet het van die begin af, maar ek praat in die week met Pastor Steven van Suidkus, en hy het iets so 'n paar weke terug vir sy gemeente gesê, en ek wil dit vir u sê, dat ek is nie hier om jou happy te hou nie. Ek is nie hier om jou gemaklik te laat voel nie. Inteendeel, is ek juis hier om jou ongemaklik te laat voel. Want die oomblik wanneer hierdie woord jou konfronteer, dan sê dit dat daar's iets besig om te gebeur. Dan kan jy nie so sê, pastoor, wil jy nie bietjie minder sonde preek nie. Nee. As jy sonde doen, gaan jy hel toe. That's it. Jy moet God kies. Want jy sien, wanneer die vrees van die Here in ons harte leef, word sy beteenswoordigheid baie meer belangrik as mense se opinies. Maar jy sien, toe laat ek net iemand praat sê vir my, but it's all about what you offer the people. Sê, okay, then I'm not doing too bad. Because if I'm looking at the numbers, I'm offering them God. En wat sê die woord van die Here? Die afval gaan in die huis van die Here begin. Hoekom? Mense wil nie die waarheid hê. Ek gaan nie vir jou suigstokkies by die deur aanbied en koffie en koekies voor en na die tyd en al die lekker dinge om mense hier te kry nie. Ek het nou so 3 weke terug vir jou gesê. Dis baie maklik om mense hier te kry. Kom ons ruk net alles uit en ons gaan, let's get worldly. Dan weet jy wat gebeur. Maar ek wil vir jou sê, ek het woensdag aan by die gesê, die Bybel leer ons, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Weet jy wat ek hier met ons motto wees? Word gelykvormig aan God. Amen. Become more like Him. Live more like Him. Talk more like Him, walk more like Him, and things will change in your life. Want jy sien, dan is jy meer gefokus op dit wat Hom verheerlik en die mens nie. Want jy sien, ons is baie maar wat sal die mense sê? Ek is dankbaar dat ek verby daai plek in my lewe is. I don't care what people say. Ek gee nie om nie. Hulle kan sê wat hulle wil. Ek weet wat ek weet. Die derde punt, ek het het laatst week gesê, ons gaan hier aanraak. Nadab en Abihu, Aaron se 2 seuns. Iets interessants wat gebeur is, jy moet verstaan, hulle was ook priesters. Ek wil net vir julle 2 verse lees. Levitikus 10 vers 1 en 2. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi
en reuk werd daarop gesit, en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Vers 2, daarop het daar vuur van die aangesig van die Here uitgegaan, en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Nou wil ek vir jou vra, they thought, they know what they do. Kom ons gaan en ons bring maar ons drietjie, en vat maar ons vuurtjie in. Maak nie saak of dit nou hoe is nie, die Here sal verstaan. Jy sien, ons moet mooi hoor, daar was voorskrifte gegee rondom die bou van die tabernakel, tempeldiens en al die goedes was vooruit gesê hoe, waar, wanneer en wat moet gebeur. As ook die gevolge daarvan. Nou hier is die ding. Kom ons veronderstel, God het gesê, as jy 'n vreemde vuur voor my aangesig bring, sal jy sekerlik sterf. As dit dan nou nie so was nie, dat ons moet ons liever iets om te sê, maar God se woord is nie sy leer. Maar kom weg van dit af. Ons moet verstaan, as God nie tevrede was met die valse vuur of 'n vreemde vuur voor hom in die tempel nie, hoe dan nog te meer van jou en my? Ja. Wat bring jy na die tafel toe, kind van God? Hoekom het die vuur van God hulle verteer? Omdat God 'n heilige God is. Levitikus 10:3. In die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. Nie as sy maatjie nie as sy pel nie. Hulle het God behandel asof hy maar net gewoond is. En weer eens bring ek dit terug by my en jou, want wat doen ons helfte van die tyd? Ons hanteer God asof hy maar net nog my vriend is. Jy sien, dit is wat gebeur wanneer mense dink God sal verstaan. God sal happy wees met dit. Hoeveel skrifte in die woord is daar wat vir jou sê, dat hy is die jaloerse God, hy wil nie die helfte hê nie, hy wil jou alles hê, jy kan nie God in die wêreld doen nie, al die goedes is daar vir ons in enige sin, maar tog dink ons nog steeds, dat ons kan doen, wat ons wil vir die Here, en hy sal dit maar net aanvaar, want dit is hoe dit is. Hy verdien net die beste van God. Niks minder nie. Want jy sien, hier is die ding. En ek het het laas week gesê, sy liefde vir jou en my, maak hom nie minder heilig nie. Oesal, wat is gesê, wil ek het ek net gespreek met nie. Met die ark, toe hulle loop en hy sien die ark val, wat doen hy? Hy het 'n goeie gedagte gehad. Hy wou nie hê die ark moes val. En die oomblik toe hy die ark vat, wat gebeur? Toe sterf hy. Hoekom? Want God het gesê, die voorskrifte was gegee. Vir baie mense klink dit hard. Maar weer eens wil ek vir jou sê, kyk wat sê Numeri 4 vers 15. Hy het gesê hoe die ark gedra moes word. Hy het gesê dat niemand daaraan moet vat nie. Hy het gesê, as iemand daaraan vat, sal hulle sterf. So nou, moet die Here nou die goeie taakie laat gaan, want hy wil nie die ark moet val nie, die ou spaar. Ja. Maar wat doen hy as hy dit doen? Dan gaan ek iets uitvoer. En hoor my mooi. Weer eens, terwyl God het gesê, I have healed you, then you are healed. Amen. Want sy ja is ja, en sy nee is nee. Daar is nie 'n bietjie die kant en 'n bietjie daai kant oor die Here, dit werk nie so nie. God het die voorskrifte gegee. En hier is die ding,
Gehoorsaamheid is vir God baie meer belangriker as goeie bedoelings. En weer eens, ek probeer nie vanoggend 'n prentjie skep wat mense wil laat sien wat se wraak en lelike, ergerlike God hy is nie. Hy is 'n geregtige God van geregtigheid. Hy is ook 'n God van liefde, maar hy is ook 'n God van wraak. En die ding is, God laat nie met hom bespeel en bespot nie. Jy sien, God probeer ons hoeveel keer help. Maar wat doen ons? Ons ignoreer die voorgeskrewe goed wat God vir ons gee. Die Here sê, dit is hoe jy dit moet doen. Maar dan sê jy, maar ek dink dit is makliker as ek die kant toe gaan. Ek was daar. Nee, Here, ek sal, maar ek gaan hierdie kant toe gaan. Dan wat gebeur as ek die kant toe gaan? Ek val 4 keer, ek stamp 4 keer my kop in. En al die goed gebeur in my lewe. En dan, maar Here, ek gaan op pad moet doen wat jy wil ek moet doen. Maar die punt bly staan, jy het nie gedoen wat God gesê het jy moet doen nie. Maar jy sien, ons dink dat ons idees is baie maar beter as God se. Of vir jou gou ietsie sê, dit werk nie so nie. God sê daar om te luister na jou goeie planne nie. Wat is daar ander prosperity prediker wat op ons, hy sê nee, goed, die Here consult hom. Waar jou lewe? God het nie jou opinie nodig nie. God weet wat hy doen. Hy het hierdie hele wêreld in existence gespreek, nou wie is jy om hom nou te wil raad gee? Jy sien, God soek nie beter idees nie. God soek gehoorsaamheid. Punt 6, 5, ekskuus ek, dit is amper al, wat is dis nie hoor ek. Jesaja sien die Here, Jesaja 6. Wat doen hy toe hy die Here sien? Hy het uitgeroep, hoe wonderlik. Hy het gedans en super excited, hallo Here, maar ons dink ons kan dit doen. Hoor mooi, Jesaja 6 vers 5. Hy het uitgeroep, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, wat my oë die koning, die Here van die leerskare gesien. Habakuk kom en hy skryf in Habakuk 2:20, maar die Here is in sy heilige paleis, swyg vir hom o ganse aarde. Maar nog steeds dink ons kan met die Here praat soos ons wil, wanneer ons wil, hoe ons wil, om afbring op ons level. Hoekom is die reaksies van Jesaja en Habakuk so? Kan ek jou sê, hoekom? Die oomblik as jy die teenwoordigheid van God instap, dan word jou geregtigheid ontbloot. Jy besef jou sonde, jy besef wat jy gedoen het, jy weet jy staan voor die heilige God, en jy kan nie so staan. En maar jy sien, hier is die ding, die mense probleem vandag, is dat mense ken God, volgens hulle gevoelens. Nie volgens sy heiligheid nie, but the way I feel like it. Jy sien, ek gaan nou die vers aanhaal. Die woord sê, dat elke persoon moet sy eie heiligheid werk. En ons gebruik dit baie maal as mense nou jou wil bietjie oor die vingers stik en vir jou bietjie reg help, dan word gesê, die woord sê ek moet my eie heil uitwerk. Maar hier is die ding ontwaan. Dis al wat hulle sê. Maar net nadat sê hy, met vrees en bewe. So jy kan nie jou eie heil wil uitwerk op jou eie manier, as daar nie vrees en bewe is nie. Maar dan mis jy die punt. Totaal. Jy sien, ons moet God ken volgens sy heiligheid, nie volgens hoe ek voel nie. Maar nou sal jy sê, maar pastoor, ja, dit is alles reg, maar dit is alles in die Ou Testament.
So kom ons gaan nou net 'n bietjie verder. Handelinge 5. Gaan lees dit maar gerus. Ananias en Safira. Lig vir die Heilige Gees. En wat gebeur? Toe Ananias kom en die vraag gevra word, toe word af hom gesê, jy het nie net vir die Heilige Gees gelieg nie. Ja. Jy het vir God gelieg. Yes. En toe hulle dit sê, toe vaar jy nie. Amen. Ons is in die Nuwe Testament, wat? Want die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament is presies dieselfde God. Amen. Nie lang daarna die stap sy vrou in. En sy word gevra, is dit so dat jy die grond vir hierdie geld verkoop het? Nou het sy klaar met papa gebespreek en gesê wat hulle wil sê, because why? They want to take a bit and put it in their pockets. En sy sê, ja, dit is so. Guess what? She died too. Want God laat nie met hom stop nie. Filippense 2 vers 12. Hier sê, werk julle eie heiligheid, maar met vrees en met bede. Yes. That's the difference. 2 Korintiërs 7 vers 1. Laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Dis groot woorde. 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Ek weet dis nie maklik nie. Maar jy sê die ding is, jy moet heilig wees, want hy is heilig. Jou woorde moet jy tel. Wees vinnig om te hoor, wees stadig om aan te antwoord, maar wat maak ek en jy het? As die tye die teerslaan, dan moet jy, voor jy kan sê, broer, het jy klaar om gesê, jou viesige. Dis so, ons moet versigtig wees. Want jy sê, weer eens wil ek vir jou sê, as ons heeltyd God hier hou, ek weet ons is mense, ons maak foute, maar I think we really need to get to a point where we can forget about, or we just get past the fact that we want to use our flesh as an excuse. Want ons gebruik so maklik dit as 'n verskoning, en dit is nie 'n verskoning nie. Ons moet verstaan, dat waar daar geen vrees vir die Here is nie, en ek is nou amper klaar, is daar ook nie ware heiligmaking. Die een kan nie sonder die ander wees nie. En sonder heiligmaking sal niemand die Here sien. Dis hoe ek vir jou sê, as jou fondasie nie reg gelê is nie, sit jy met 'n probleem. Maar nou wil ek vir jou sê, daar's hoop. Want net soos daar in hierdie wêreld hamers gemaak is om goed stikkend mee te slaan en af te breek, is daar geestelike hamers wat jy kan gebruik om jou skewe mure af te breek en van grond af weer op te begin bou. There's nothing wrong with that. En ek wil vir jou sê, as jy jou gebouwtjie bou en jou fondasie lê op Christus Jesus, kan jy nie 'n fout maak. Jy kan nie. Hebreërs 12 vers 14, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Dis nie ek wat dit sê. En ek wil vir jou sê, kry die vrees van God terug in jou lewe, want dan gaan heiligmaking ook baie makliker wees. Ja, Here, maar dit is so moeilik. Just keep God more in mind than anything else. It will become easier. Ek wil afsluit. Ons het vandag nou gehoor wat die woord van God sê en gesien wat gebeur wanneer die vrees van die Here uit 'n mens se lewe uitvloei. Ons het gesien wanneer die vrees van God verdwyn, dan word sonde normaal. Dink ek, en ek wil hê moet mooi dink volgende, kyk
in jou eie lewe as ek hierdie goed doen. Wanneer die vrees van die Here verdwyn, verdwyn eerbied vir God. Wanneer die vrees van die Here verdwyn, is gehoorsaamheid opsioneel. Dit wat mense dink en sê, is vir jou meer belangriker as wat God vir jou sê. En daar is die grootste fout wat jy kan maak in jou lewe as mens, is om op mense se opinies te reageer en te antwoord en te leef volgens wat ander mense vir jou sê, as God se woord vir jou sê, om anders te leef. Wat jy sien, en ek wil nou nie aan die kerk afkrap, jy mag gaan kyk nie, maar net vir as 'n voorbeeld. In hierdie kerke wat dit lyk soos die wêreld, en dinge wat daar gebeur is dinge van die wêreld. Hoekom doen mense dit? Hoekom het pastore en kerkleiers die wêreld in die kerk ingebring? Sodat die kerk kan vol geld en vol mense word. Sodat die pastoor se sak op die einde van die dag vol geld kan word. Ek wil vandag vir jou sê, dit gaan nie oor dit nie. En dis hoekom ek nie daaroor hou oor geld en goed is te kan nie. Want weet jy wat? Ek luister hierdie week 'n video. Daar's 'n Suid-Afrikaanse pastoor. Hy het 'n kerkgenootskap ter waarde van $28 million. Nou word hy kwaad as die mense sê, maar julle ruk net mense se sakke. As jy gaan kyk, ek het gister te verbinde dit gewys. Hoe hierdie man reageer wanneer hulle hom uitroep as 'n valse profeet. Hoe kwaad hy raak, opstandig hy raak, en hy mense aanvat. En hy sê, ja, dit terug. Kon die man in jou tande kom uitstaan as jy ons is gepraat het, want jy kon niks aan doen nie. Maar jy sien nou, wanneer ek gaan kyk na die woord, en wat die woord sê ons moet wees, dan vraag my, waar is die sagmoedigheid? Waar is die liefde? As dit dan nou so verkeerd was om te sê, they money grabbing people, of wat ook al, sê vir die daas die boek, kyk aan. Maar jy kon niks om weg te steek. Hoekom wil ek dit nie? Want jy sien, hulle trek Ananias op hulle self. Lieg en bedrieg. Ons het gesien, Nadab en Abihu, hulle wou op hulle eie manier dinge doen. En die uiteinde van die saak was nie so goed geweest. Selfs met Esa, sy intensies was mooi, sy intensies was sy, maar ons vergeet, om dit nog steeds met 'n God te doen, wat heilig is. Amen. Jesaja wat uitroep, wee my want ek is verlore. Dankie. En selfs in die Nuwe Testament ons het gesien. Met Ananias en Safira. Hebreërs 12 vers 28 en 29. So ek nou gelees het, laat ons God welbehaaglik dien, met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Yes. En ek wil jou los met dit, en ek gaan vir jou vra, ons moet hierdie week, dis nou baie nice om almal het hier na die boodskap geluister. Maar ek wil vanoggend vir jou uitdaag, en ek wil vir jou sê, vat hierdie week, en kom ons doen selfondersoek. Moenie kyk, hoeveel keer jou buurman verkeerd opry nie. Moenie kyk na die wêreld nie. Moenie kyk na ander kerke nie. Kyk na jouself. Yes. Kom ons vra onsself die vraag, die week.
Is die vrees van die Here nog werklik in my lewe? Wat jy sien, hy is heilig. Niks het verander nie. Die vraag is hoe heilig is hy vir jou? Is hierdie woord nog steeds die hoogste gesag in jou lewe? Of kan ek nou nog sê televisieprediking en TikTok en Facebook prediking en al hierdie ander platforms meer die woord wat jy na luister? Is ek nog bang om die Here te bedroef met my doen en late? Of het ek maar geleidelik gewoon geraak? Want hoor my mooi, dit is die probleem kind van God. We got used to Jesus. Ons het gewoond geraak aan hom. Ons het gemaklik geraak met hom. Ons het gedink dat hy is ons beste maatjie. Hy is nog steeds die skepper van die heel. Amen. En ek bid die Heilige Gees om hierdie vraag in elke een van ons se lewe tot stand te bring. My ma, ek sê altyd my ma bid verskriklike gebede. Want sy bid as iemand iets verkeerd moet hulle hande sommer af. En hulle voete sommer afval. Maar ek bid die Here dat hierdie vraag sal regop staan soos 'n robot in jou lewe hierdie week. Want ons moet kind van God, hoor my mooi. We need to get to a point where we understand that He's holy. Yeah. Not just by saying it, but by living it. Ons gaan sien wat gebeur en hoe volgende week om die vrees van die Here te herstel. En dan om af te sluit, gaan ons praat rondom wat gebeur wanneer die vrees van die Here weer sy regtelike plek in jou lewe het. En ek wil vir jou sê, glo vir my, jy gaan anders wees. Jy gaan 'n veranderde mens wees. Want jy sien, wanneer God begin beweeg, kan niks aan iemand omkeer nie. Maar hier is die key. He can only move when He's honored and worship. Wanneer hy aanbid word met eerbied en met respek en nie asof hy sommerheid is nie. Mag die Here hierdie woord tot jou sê.